Jy kan die sitplek inneem vir 'n oomblik. Is dit vir julle lekker om in die huis van die Here te wees? Dis vir my baie lekker vanoggend en dis goed om Moedersdag te vier. Die woord van die Here sê wanneer ons bymekaar kom met een lied en een het 'n getuie en een het iets, as daar iemand is wat wil ietsie sê, wil ek graag vir julle geleentheid gee om dit vanoggend te doen in hierdie kerk, want getuienis is tot eer van die Here. Is daar iemand wat wil ietsie sê vanoggend vir Moedersdag vir iets? Niemand. En as ek nou iemand gaan uithaal hierso, mevrou wil ietsie sê. Dankie. Goeiemôre almal. Ek het 'n vreeslike trotse en blye hart vandag in die Here, want al twee my meisiekinders my Monica en Stephanie, dien die Here voluit en ek is so dankbaar teenoor die Here. Ek kan hom nie genoeg dank nie. Prys sy heilige naam. Amen. Amen. Dit maak 'n moeder hart bly. Ek wil iemand vra om te getuig hierso en daai persoon gaan my miskien 'n jong moeder wil ek vra om te getuig. Ek wil net moet ietsie sê. Hallo julle. Okay, tjoe pastor. Okay julle, ek het vir 13 jaar gesukkel om swanger te word. En toe laas jaar het die Here my geseën met my babietjie. So ja, die Here is goed vir my en ek wil hom net loof en eer. Dankie. So, dis nou trane van vreugde. Julle weet, mens kan trane van vreugde, 13 jaar, het sy gesukkel, ons het wel gebid, die Here het haar geseën, en vandag sy 'n moeder hierso, baie welkom, en die babietjie is nou by haar gesond, en alles, dis hoe die Here werk, dis God se genade, en God se goedheid. Voor ons begin, ek dink ook aan moeders, jy weet, ons het mos vleeslike moeders, en ons het geestelike moeders. My vrou is 'n geestelike moeder van baie mense hierso, en ek is ook trots op haar. Dis nie my ma nie, dis my kind se ma. Maar ek is baie bly dat ek 'n vrou soos daar het. As daar enige man is hier wat wil kom vertel hoe goed sy vrou is, julle is ook welkom. Ons gaan nou begin diens hou. Nou, is daar iemand wat wil getuig? Niemand. Isak, nee, Isak wou 'n liedjie vir sy ma gesing het, mevrou, maar sy dogtertjie is siek en hulle is ek het vir hulle gebid, ons bid dat die Here die kind sal gesond maak, volkome gesond maak, amen. En dan is ons mense wat hier is, wat se moeders nie meer met ons is nie. En vandag is dit ook 'n goeie dag, maar ook in 'n mate 'n hartseer dag, maar ook om dankie te sê. Kom ons sê net dankie, en ek weet vir myself ook, en my vrou, ons moeders is nie hierso nie, maar ons kan nog vir hulle sê, dankie Here, dat ons moeders gehad het. Kom ons sluit net die oë, Here, elkeen van ons, wat se moeders nie meer hier is nie, wat in die hemel is, dankie vir die geleentheid wat ons gehad het, om moeders te kon gehad het. Is baie meer as ander mense. Ons het 'n dankbare hart, Here, om vir U dankie te sê dat ons moeders en vaders gehad het. En ons sê vir U dankie in hierdie diens vanoggend. En ons dink aan die genade van die Here en ons het dankbare harte ook teenoor U oor ons moeders wat die Here vir ons gegee het. Amen. Ek wil niemand uitsonder nie. Almal vir my is besondere mense. Nakie is 'n moeder. Hoeveel kinders het jy nou al groot gemaak, Nakie? Hoeveel? 16. Nakie het nou 16 kinders wat sy nou groot maak. So sy's 'n moeder van 16 kinders. So kom ons gee net ook die Here 'n lofoffer vir dit. En elkeen van julle, kom ons gaan oor en ons gaan nou die boodskap bring van moeders. My tema is moeders staan op. In Jesaja 60 vers 1 lees ons, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan op jou kom.
Vanoggend wil ek vir ons moeders bemoedig en sê, moeders, kom ons staan op, ons lig het gekom. Dit is tyd dat die moeders moet opstaan vir dit waarvoor hulle staan. Kan ons sê amen daarop? Ek wil vanoggend, ek was nie 'n politikus nie, maar hulle sê mos 'n maand laat vorentoe. Kom ons gaan vorentoe. Kom ons gaan ons kinders vir die Here opeis van vandag af in die naam van die Here. Dis ons kinders in die wêreld het baie gemors met van ons kinders hierso en ons vat hulle terug. Ons staan op vanoggend. Amen. Elkeen van ons staan op vir ons kinders, vir ons omstandighede waarin hulle is. Psalm 127 vers 3 lees ons, kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Die kinders van die Here, die woord van die Here sê kinders is van die Here. Dit is die vrug van die moederskoot en 'n beloning. Die kinders wat God vir ons gee, sê die woord is 'n beloning wat die Here vir ons gee. Dis die vrug van die moederskoot. En ons is dankbaar daaroor. Ons is dankbaar oor ons kinders, ons is dankbaar oor ons vrou en ons is dankbaar vanoggend. Waar is die afkoms van moeders? Hoe het moeders ontstaan? Kom ons lees, ek lees vir julle 'n paar verse, dat ons kan sien waar kom moeders vandaan. Genesis 2 vers 21 lees ons. En toe die Here God 'n diepe slaap oor die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van die ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak. Vers 22, en die Here God bou die rib, wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou, en hy bring haar na die mens. En toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente, en vlees van my vlees, en sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. So vrouens, julle weet waar julle nou vandaan kom, julle is uit die man geneem, julle kom van 'n ribbebeen af, en verder die volgende vers, daar staan daar, en die man sal sy ouerhuis verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, en hulle twee sal een wees. Ek het baie mooi gedink oor hierdie saak, wat die Bybel skryf daar, 'n ribbebeen. Vrouens, julle kom van ribbebeens af. Nou ek wil 'n bietjie iets sê oor 'n ribbebeen. Julle weet, ons het ribbebeen mos. Julle kom hier vandaan af. En ek het rappie gespeel en toe skop hulle my af my ribbebeen. En julle weet wat sê die dokter? Hy sê hy kan niks vir my doen nie. Hy het hom vasgebind. 'n Ribbebeen kan die dokter niks van doen nie. Het julle dit geweet? So wat beteken dit? Die ribbebeen genees self. Vrouens is so belangrik. Hulle genees self. Daar's nie 'n operasie vir 'n ribbebeen nie. Dis waar wat ek sê, nee. Het julle al ooit so aandag gedink? Ek laat julle 'n bietjie mooi dink oor vrouens vandag, nee. En wat doen die ribbebeen nog? Die ribbebeen van hier af tot hier. Hy beskerm jou hart, hy beskerm jou goeders. God het 'n vrou gemaak om te beskerm. Dankie Here vir vrouens wat beskerm. So julle moet weet, hulle herstel self. En God maak mense, vrouens, hy het hulle gemaak om ons wat mans is, huwelike, omstandighede te beskerm. Daar's geen medikasie nie. Dit beskerm die belangrikste organe in jou liggaam. Dit vat die aanvalle wat eers verby die moeder kom, voordat jy by haar kinders kan uitkom. Die moeder is die een wat beskerm in die huis bring. Is dit nie so nie? Praat ek die waarheid vanoggend vir jou? Die moeder is die een. Jy moet eers verby jou ma kom, voor jy kan by jy kinders uitkom. Dankie Here vir moeders, en ek wil bid dat die moeder moet opstaan en weet, sy is die een wat haar kinders beskerm. Sy is die een wat by die huis die dinge doen daar. En sy is die appel van God se oog. 'n Moeder is baie belangrik in ons huis. Ek is baie gelukkig want ek het mos meer as 1 kinders, en hier wat ek gelees het, die vrug van die moederskoot. Elke kind is anderste wat ons het. Elke kind het 'n ander manier. Elke kind God het elkeen anderste gemaak. En elkeen wat anderste is, weet die moeder hoe om elkeen te hanteer in die huis. Is dit nie so nie? Ek weet, party kinders is bang as hulle pak gaan kry, dan die ander gee nie om nie. Maar die moeder weet om met kinders te hanteer. Elkeen van julle weet hoe om julle kinders te kan hanteer. En ons manne wil pak gee, maar partykeer is dit 'n ma se praat
is baie keer beter as pak gee, wat die kinders laat luister. Is dit so? Is dit waar? Dankie Here vir moeders. Dankie dat U van 'n ribbebeen 'n vrou gemaak het. Ek wil Lukas 1 vers 38 lees oor Maria. Toe Maria, die engel aan Maria verskyn het en gesê het, ons ken die storie, dis eintlik Jesus se nie biologiese nie, is Jesus se aardse moeder. Het die engel verskyn en ons ken die gedeelte wat sê, en jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Maar sy sê, maar hoe kan ek dan 'n kind kry? Ek het dan nie eens 'n man nie. Toe sê die engel vir haar, maar die Heilige Gees, jy sal deur die Heilige Gees swanger gemaak word. En wat sê Maria? Maria sê in Lukas 1 vers 38, hier is die diensmaag van die Here, laat dit met my gaan volgens U woord. En die engel het weggegaan. Toe Maria kon gesê het, nee, maar ek wil nie dit so hê nie. Sy het gesê, hier is die diensmaag van die Here, laat dit met my gaan volgens U woord. Maria, Jesus se aardse moeder, het gesê, laat dit met my gaan volgens U woord. En ek wil bid vanoggend dat die Here vir ons, elkeen van moeder help, dat dit met hulle sal gaan volgens die woord van die Here. Die moeder is uitverkorene. Die gebed van 'n moeder het baie krag. Het julle geweet dat die gebed, elke gebed het krag, maar ek dink 'n moeder se gebed het baie meer krag as enige ander gebed. Ja, ek het al baie keer aan my storieetjies ook vertel vir julle, en ek dink julle sal moeg vir dit, maar ek sal nie aanhou, ek sal aanhou vertel. 5 jaar lank het my vrou vir my gebid toe ek in die wêreld was, en haar gebed het gemaak dat ek vandag hier kan staan. En ek wil vir julle moeders sê, julle moeders wat se kinders nie die Here dien nie, kom, hou aan om te bid, hou aan om te bid, hou aan om te glo. Hier gaan vandag in hierdie kerk, as gevolg van hierdie preek, 'n deurbraak kry. Daar gaan 'n nuwe begeerte in jou hart kry, moeder en vader, om vir jou kinders te bid. Want wat maak die verandering? Gebed maak die verandering, is dit nie so nie? Dit is die gebed van die moeder wat die verandering maak. Daar's baie moeders wat hier sit wat moederloos is. My kinders is in die wêreld. Hulle dien nie meer die Here nie. Vanoggend kom ons hier om vir jou te sê, mevrou, jou kinders gaan die Here weer dien. Jy gaan vir hulle bid en God gaan hulle terugbring na God. Hulle draai, hulle loop paadjies, want baie keer kom jou kinders mos met verkeerde vriende en verkeerde goeders die mekaar, maar God gaan vir jou kinders terugbring na die Here toe. Amen. Dit is my boodskap wat ek ernstig vir julle bring. Moeders, staan op, begin weer ernstig te bid vir jou kinders, vir jou nageslagte, vir jou kinders se kinders, vir jou kleinkinders. Ons is net 'n paar mense hierso, maar as elkeen van ons vas staan en ons begin ernstig bid vir ons kinders, gaan julle sien hoe gaan hulle terugkom en die Here weet te dien. Amen. Hulle gaan terugkom, hulle gaan die Here dien. 'n moeder, baie moeders wat hier sit, voel skuldig oor hulle kinders wat nie die Here dien nie. Mevrou, as jy hier is en jy voel skuldig, dan moet ek vir jou sê, dit is nie jou skuld nie. Dis omstandighede, dis dinge. Moenie jouself kastei omdat jou kind nie die Here dien nie. Staan op en bid vir hulle. Spreuke 31 vers 15 lees ons. Sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die besemde deel van haar diensmeisies. Spreuke 31 praat mos van die vrou, en hy sê sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar. Baie keer, dan het ek al gehoor en gesien, dat my vrou in die nagte opstaan om te bid vir die kinders, haar kleinkinders, ons kleinkinders. Dis as gevolg van die gebede van ons vrouens en van ons, dat ons kinders die Here dien. Amen. Die Here wil vir ons vanoggend 'n boodskap sê, en sê, moeders, hou aan om te bid, hou aan om die Here te dien, en die Here te vra, en God sal jou gebede verantwoord. Daar is 'n movement in the spirit. God gaan vir ons help, sodat elkeen van ons, en hier gaan nog getuienis uitkom, as gevolg van wat hier gepraat is. Ek wil hê dat die Here in ons harte moet werk, en vir ons sê, vrouens, hou aan om vir julle kinders en vir julle mans te bid. Die kragtige hand van 'n vrou, die gebede van 'n vrou, staan op.
as dit nog nag was, sê die Bybel, eer jou moeder, sê die woord. Julle weet, om jou vader en jou moeder te eer, kinders, wat ek vir julle hier vanoggend sê, en kinders, ek is ook maar 'n kind, as jy nog 'n ma het, is jy 'n kind. My ma het altyd gesê, dis my kind, of ek nou oud of jonk is dit nie so nie. So wat ek nou vanoggend vir julle sê, die woord van die Here sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jy gelukkig kan wees in die land wat die Here jou gee. Julle almal, julle kinders, ek weet julle eer julle moeder. Ek het al baie keer gesien dat dit sleg gaan met mense, en dan vra ek vir hulle, wat gaan aan? En dan die Here leef in my hart, en ek sê, hoorie, het jou vader en jou moeder geëer? Dis nooit te laat om te begin om jou vader en jou moeder te eer nie. As jy wil hê, jong mense wat hier is, dit moet goed gaan met jou, eer jou vader en jou moeder. Dit maak nie saak of hulle oud of jonk is nie, eer hulle. As jy jou vader eer, dan sal dit goed gaan. So sê die woord, dit sal goed gaan met jou in die land wat die Here jou gee. God staan op sy beloftes. God sê dit en hy wil dit hê, en ons moet ons moeder en vader eer. Dit beteken nie om altyd alles saam te stem nie en alles eer. Die woord van eer in die Griekse vertaling van die woord van eer staan daar, to highly exalt and to see as precious as gold. So, dis eer, jy moet jou vader en jou moeder eer, jy moet hulle respekteer. En soos ek weer eens gesê het, dis nie te sê as hulle verkeerde dinge doen om saam dit daarmee te stem nie, maar jy moet hulle eer jou vader en jou moeder. En as jy dit nie gedoen het nie, is dit miskien nou die tyd. As dit sleg gaan met jou, baie sleg, en jy dink terug en jy sê, maar ek het nooit my vader en my moeder geëer nie. Dis nooit te laat nie, kinders van die Here, om jou vader en jou moeder te eer nie. Al is jou vader dood vandag, en jy het hom nie geëer nie, kan jy nog gaan en sê, Here, vergewe my, dat ek nie my vader geëer het, my moeder, ons praat van Moedersdag, dat ek nie my moeder geëer het nie. En ek gaan nou, en ek bid, en ek sê, Here, vergewe my, help my, ek vra om vergifnis, maar nou vra hulle, maar jou moeder is dan nie hier nie, maar God kan nog vergewe, hy kan jou nog vergewe, vra die Here om jou te help, en jy gaan sien, die omstandighede in jou lewe gaan verander. Moedersdag is hier so om oor te praat oor moeders, om te praat oor wat die moeder vir my gedoen het. Ons elkeen, ek dink as elkeen van ons 'n getuienis kan gee, baie van ons weet nie eers wat in ons huise gebeur het nie, want die moeder is die een wat mos in die bres staan. Die moeder is die een, wanneer dit sleg gaan, dan maak sy 'n plan. Sy maak 'n plan. Sy vat die kos, maak bietjie kos, maak baie. Dis die moeder. Dis die moeder wat ons eer vanoggend, wat God vir ons gegee het. En ons sê vir die Here baie, baie dankie daarvoor. So Jesus het self sy eie moeder geëer, wat nie sy biologiese moeder was nie. Kom ons hoor wat het Jesus gedoen. En moeder is 'n uitverkorene, en eer jou moeder, sê die Bybel. In Johannes 19 lees ons, en toe Jesus aan die kruis gehang het, en toe Jesus sy moeder sien, Johannes 19 vers 26, aan die kruis hang Jesus, hy het nog net 'n paar uur om te lewe hier op die aarde, en toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het, dis Johannes, by haar staan, sê hy, Jesus hang aan die kruis. Hy kyk en hy sien sy moeder daar, en hy sê vir Johannes, en hy sê vir hom, hy sê vir sy moeder, hy sê, en toe sê Jesus, sy disipels wat lief gehad het, by haar staan, sê hy, daarop sê hy vir sy moeder, vrou, daar is jou seun. En Jesus sê eintlik vir sy moeder, daar is jou seun, Johannes is jou seun, ek gaan nie meer hier wees nie. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En op daardie uur, van daardie uur af, het die disipel haar in sy huis geneem, en hy het haar na sy huis toe gevat en vir haar gesorg. Jesus het self vir sy moeder omgegee toe hy aan die kruis was, en
'n moeder is een wat 'n huis bymekaar hou. Ek wil Spreuke 31 vir julle voorhou. Wat sê die Bybel van 'n moeder? Kom ek lees hierdie paar versies uit Spreuke 31 uit. Spreuke 31 vers 10. Kom ons lees saam. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Vra die Spreuke, vra die slim man Salomo, want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar en aan haar wins sal dit nie iets ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie al die dae van haar lewe. 'n Goeie vrou, sê die Bybel, doen aan haar man goed en nie kwaad nie al die dae van haar lewe. Sy sorg vir die wol en die vlas en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van die handelaar, van ver af bring sy haar brood in. En staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel van haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en sy koop dit, van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lende met krag en hou haar arm stewig. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp op, nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy werk, sê die Bybel, sy doen dinge by die huis. Sy brei haar handpalm uit na die elendige en sy steek haar hande uit na die behoeftiges. Sy help die behoeftige mense. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens. Haar tabberd is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die ouens, die oudstes van die land sit. Haar man is bekend as hy saam met die oudstes, hulle sê mos agter elke goeie man is daar 'n goeie vrou. En dit is so, as gevolg van dit is die man bekend, want sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag vir die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrig is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalling is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Hoe kan 'n mens sien? 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Dit is die laaste gedeelte van Spreuke wat praat oor 'n vrou, die kosbaarheid van 'n vrou. En die belangrikste deel daarso wat ek dink wat daar staan, is 'n vrou wat die Here dien, moet geprys word. Moeders wat die Here dien, is God se geskenk aan die man, is God se geskenk aan die kerk. Ons moet hulle eer en hulle waardeer, kinders van die Here. Die beste geskenk wat ons kan kry is liefde. Liefde en die Here. Die beste geskenk wat ons ooit kan kry is liefde, liefde en die Here. As ons liefde ervaar, dan verander ons lewe en ons omstandighede. Ons lewe in 'n moeilike tyd vandag. Tyd waar daar baie druk is, druk op die werksomstandighede, druk op baie dinge, maar die woord van die Here sê 'n vrou wat die Here eer, dit is die een wat ons moet eer. En ons almal wat hier sit, het ons vrouens wat die Here eer, net daar nie. Ons is dankbaar vir die Here. Ek wil hê dat ons moet bietjie net vandag dink oor en net dankbaar wees vir ons vrouens. Ons moet hulle lief hê en vir hulle versorg. Die Bybel sê mos manne, julle moet julle eie vrou lief hê, soos God die kerk lief gehad het. En Jesus Christus
Dis 'n geheim, sê hy. En Jesus Christus het vir die kerk gesterwe. So ons wat manne is, met ons vrouens so lief het, dat ons bereid is wees om vir haar te sterf. Want sy is die een wat ons help. Dit is hoe 'n huwelik werk. 'n Vrou wat van 'n ribbebeen afgemaak is, sê die Here, ons moet ons vrouens lief hê. Henry, jy moet jou vrou lief wees, my maat. Ek wil hê vir elkeen van ons, ek wil hê ons moet bietjie dink oor hierdie woord vanoggend. Dat die vrouens is kosbaar in ons. Ek ken baie vrouens wat hier is, wat hulle man regtig waar ondersteun en bystaan en alles. Wanneer ek in my lewe, dit gaan goed met my, baie goed eintlik. Maar daar het ook tye gekom waar dit sleg gegaan het. En die ene wat my opgetel het, is my vrou en God. As jy 'n kosbare vrou het, 'n vrou wat die Here dien, dan is jy geseënd. Manne, dan is jy geseënd. Kan ons almal sê, is dit nie so nie? Het ons nie dankbare harte vandag om te sê, ek is dankbaar vir God, wat vir my 'n goeie vrou gegee het. En elkeen van ons moet weet, en dat dit die Here se genade is, dis net genade. Ek sê altyd wanneer ek mense trou, en dit is tog ook so, 'n vrou is baie belangrik in die huis. Ek sê vir julle weet, ek dink die naaste aan die hemel hier op die aarde is 'n gelukkige huwelik, en dit is so, as jy gelukkig in jou huwelik is jy naby aan die hemel hier op die aarde, maar 'n ongelukkige huwelik is ook die naaste aan die hel. So ons moet dankbaar wees dat God vir ons goeie vrouens gegee het, en ons is vanoggend hier om die vrouens van ons kerk en die vrouens net te eer. Dis eintlik wonderlik, dis 'n voorreg wat ons het vandag om oor vrouens te praat. Ons praat eintlik bietjie te min oor vrouens, net John. Die Here het vir ons vandag bymekaar gebring, sodat ons kan hoor die stem van die Here om te sê, ons moet ons vrouens eer en dankie sê vir hulle. Mamas, ons eer julle vanoggend in die naam van die Here, en ons sê dankie vir die Here vir julle. Dankie dat julle by ons gestaan het in moeilike tye, goeie tye, en die tyd vorentoe dink ek, dit gaan ook nie makliker wees nie. Maar ons moet op die Here vertrou. Ek het eintlik nie weer baie om te praat vanoggend nie. Ek het eintlik klaar gepreek. Om te sê, vrouens, moeders, staan op. Manne, kom ons ondersteun ons vrouens. Kom ons wees daar vir hulle. Kom ons bid vir hulle, kom ons dra hulle op, kom ons vra vir die Here om ons kinders, want die moeder is eintlik die een wat die kinders ons by mekaar bring. Is dit nie so nie? Goed. Kom ons sluit net ons oë. Here, dankie vir moeders. Dankie Here dat ons vanoggend vir onsself kan sê dat die moeders, ons staan op, Here. Ons staan op teen hierdie dinge wat in ons land aangaan. En ons dra ons kinders, ons bid vir ons kinders, ons bid vir ons vrouens en ons as kerk, Here, wil hierdie dag vier in die teenwoordigheid van God. En ons wil tot U bid en dankie Here dat U ons leer waar ons vrouens vandaan kom, dat ons hulle moet ondersteun en dat ons hulle moet lief hê en dat ons die hand van die Here oor ons moet wees, sodat ons, ek bid Here, ons bid vir elkeen wat hier is, vir elke vrou wat bekommerd is oor waar kinders is vanoggend. Ek bid Here dat ons, terwyl ons hier sit en hierdie vrouens wat hier sit, bid vir hulle kinders. Roep ons hulle terug daar waar hulle is in 'n verkeerde plekke. Ons maak soos Dawid. Dawid het gesê, as hy die skape oppas en 'n leeu of 'n beer kom om die lammetjie te verslind, dan ruk hy die lam uit daai beer se bek uit en uit die leeu se bek uit. Here, vanoggend bid ons en ons ruk ons kinders wat in die leeu en die beer se bek is uit en ons vernietig daardie leeu en beer wat ons kinders wil steel in die naam van Jesus. Amen en amen.